Halleluja. Skit nou dalk so 'n bietjie van jou teologie, maar dis reg, gaan lees die Bybel. Nou, jy sien, wanneer hy na jou kyk, dan sê hy, ek het jou gemaak, en ek het jou gemaak, konings en priesters vir sy God. So hoekom wil jy nou 'n prinses wees? Hoekom wil jy nou 'n koningin wees, terwyl jy 'n koning kan wees? Ag Here, help tog net hierdie mense, hulle tog net opgewonde raak oor hierdie waarheid. Hoekom wil jy 'n prinses wees, terwyl jy 'n koning kan wees? Wie het die hoogste gesag? Die koning of die koningin? Die koning! Hoekom wil jy nou 'n prinses of 'n prins wees, terwyl jy 'n koning kan wees, wie die hoogste gesag? Amen? So, jy sien, dit is so belangrik. Ons moet godsdiens uit ons stelsel uitkry. Ons moet God se woord in ons stelsel inkry. Ons moet opinies uit ons stelsel uitkry. Ek wil jou vertel, my oorlede ma en my pa het my baie dinge geleer onder die vaandel of onder die dekmantel van godsdiens. Ouens wat nie die waarheid was nie. Dis godsdiens. Nou enigiets, 'n godsdienstige geeste kan nie lewe gee nie. Net God se gees kan lewe gee. Daar ander godsdienstige geeste hou jou in 'n binding. Hou jou in 'n binding, hou jou arm. Draai net iemand toe sê vir my, hey. Draai na iemand toe. Hey. Jy is geskape. Na God se beeld. Na God se gelykenis. En hy het jou geseën met alle geestelike seëninge in Jesus Christus, soos in die hemele. So word wakker. Hey, word wakker. Kry openbaring. Jy's geseënd. Jy's gebless. Jy's ryk. Jy't oorvloedig. Jy't meer as genoeg. In Jesus naam. Amen. Kind van God, ek wil hê jy moet verstaan. God werk net deur sy woord. God werk nie met emosies nie. Ons as mens wil baie keer emosioneel mense aanraak. Nee, ek wil jou gees aanraak. Want jy sien, dis in jou, tot die waarheid nie in jou gees deurgebreek het nie. Want dis jou gees wat jou denke moet vernuwe. Nou, jou denke kan nie jou gees vernuwe nie. En dis hoekom soveel mense dien vandag God met die denke, maar nie met die gees nie. Nou, en daarom, jy kan maar gaan toets, jy kan maar gaan kyk, hulle godsdiens bring geen voordeel vir hulle nie. Hulle godsdiens, dit wat hulle glo, bring nie vir hulle voordeel nie. Met ander woorde, dit wat God gesê het, die geestelike seëninge manifesteer nie in hulle lewe nie. Hulle bly arm, maar hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar daar's geen rykdom nie. Jesus Christus het vir my en jou aan die kruis uitgesterwe vir ons redding, met ander woorde vir ons sonde, vir ons genesing en vir ons finansies. Amen. Jy kan nie arm wees as jy geseënd is met alle geestelike seëninge nie. En al wat dit is, kind van God, weet jy hoekom? Ons is so geleer om 'n arm mentaliteit te wees. Ons het dit in die kerk, ons het van die kansels af, het ons dit gehoor. Sien ek dank God, ek is een van 8 kinders, maar toe die Here my red, toe ruk hy my uit daai armoedige gees uit. Toe bring hy my in die woord in van Johannes 10:10 van meer as genoeg. As ek jou nie kan ryk maak deur die prediking van God se woord nie, na die gees, liggaam en finansies nie, dan doen ek nie my werk nie. Dan verkondig ek 'n swak, dis ek 'n swak prediker. Jy moet finansiëel vooruittrek. Ja, al die pastore, almal praat oor finansies. Wys vir my of jy sonder finansies daar by Checkers
of by Pick n Pay of by Spar 'n broodjie gaan koop. Wys vir my waar jy dit kan doen sonder geld. Wys vir my, was jy daar by die engine garage staan en jy sê vir die ou, maak vol. En dan ry jy weg, kyk wat gebeur met jou, sonder as jy nie betaal nie. Jy moet betaal. En daarom, kind van die Here, ek wil jou vanoggend sê, hierdie evangelie van Jesus Christus, bring rykdom na jou toe. Amen. Dis waarheid, kind van God. Dit het my 'n tyd gevat om deur te werk, en ek dank God, dis nog nie daar waar ek moet wees nie, maar ek dank die Here, ek is op pad. Ek staan in, is dit verlede week wat ek gewees, ek kan nie nou nie, maar sê Here, daar moet 'n bord opkom na voor, hierdie gebou, voor die Monte Rosa gebou, 'n inligtingsbord. Here, daar moet 'n bord opkom, en hierdie bediening moet nou begin gesig kry in die Parel. En in hierdie week, praat ek met 'n kollega van my, 'n goeie vriend van my. Ek gaan nou nie sy naam noem nie, want ons is op YouTube. Hy sê vir my, hy sê, pastoor, ek wil betrokke wees in jou bediening. Hy sê, want ek weet waaragtig God het jou geroep as apostel onder die Afrikaans sprekende mense. Hy sê, sit op jou bord, direk 5.000 pamflette, ons betaal. Kan julle onthou, die boodskap wat ek gebring het, die heerlikheid bring voorsiening, die heerlikheid trek. Soos die heerlikheid van die Here wat in en op my en op hierdie bediening is, wat die finansies trek. Kom kyk. En dit is onvermydelik. Dit is onvermydelik dat die heerlikheid van die Here nie op jou gaan kom nie. Dit is onvermydelik. Dit is onvermydelik. Jy kan maak net wat jy wil. Die heerlikheid van die Here trek. Daar's 8 punte wat ek genoem het. Maar dit trek finansies, dit trek 'n rykdom, dit trek mense na jou toe. Amen. Ons het vanmiddag het ons 5 uur het ons uitreiking met die Gates to Heaven en Flames to Hell, 5 uur, en nou moenie vergeet, die 5 uur gaan ons vertoon, ons gaan van 4:30 af, van ek hier oopmaak, kom drink koffie voor die tyd. Ek wil vir julle bemoedig, het ons koffiekroeg is voor die diens oop en is na die diens oop. So as julle 'n bietjie vroeër kom drink koffie saam met ons. Jy weet, kom drink, daar sal koeldrank vir die kinders ook wees. Want dis wat in my hart was, al die jare 'n koffiekroeg, en ek het nooit in Richards Bay, was ons in die skoolsaal gewees, en ek kon dit net nie daar doen nie. Maar hier is 'n mooi gebou, hier is 'n plek. Kom ons geniet dit, amen. Prys die Here. Ek wil vanoggend met jou praat. Ek wil vanoggend met jou deel oor 'n woord, oor die heerlikheid van God bekragtig jou. Die heerlikheid van God bekragtig jou. The glory of God empowers you. Engels is my so 'n bietjie mooier. Maar die heerlikheid bekragtig jou om te doen wat God sê jy kan doen. The glory of God will empower you, and with that power you will do what God wants you to do. Ek sit en luister na mense as ons praat oor die kerk, as ons praat oor godsdiens, dan staan ek verstom hoe mense hulle self verdedig.
Hoe hulle uitkyk is van die koninkryk van God en wat die koninkryk en wat die kerk is en die lewe van die koninkryk en die lewe van die kerk is. Dan staan ek verstom en ek staan in verwondering, sê Here, hoe is dit moontlik dat hierdie mense vir jare en jare sit hulle in die kerk? Wat hulle beskou kerk, want eintlik is ek die kerk. Ek is die gebou. Vanoggend is ons die gemeente. Maar ons praat ons die kerk, ons gaan kerk toe, dan praat ons van die kerk, dan kyk ons na 'n gebou, na 'n denominasie, of maar meestal ons praat van 'n gebou. Maar in die Nuwe Testament is ek die gebou van God. So die kerk gaan ons nie in die kerk toe gaan nie. Die kerk gaan na die onderlinge byeenkomste toe. Amen. Maar nou kind van die Here, as hierdie evangelie, hierdie woord, nie vir my voordeel bring nie. Hoekom, waarmee is ek dan besig? Dan is dit met godsdienst. As ek mos nou besig met 'n gedaante. In Afrikaans sê julle ry 'n dooie donkie. Julle ry hom bloots en daai donkie lê, maar julle ry hom. Nee. Maar jy gaan nie verder met daai dooie donkie nie. Nee. Want daai dooie donkie, nee, het soveel bene in mekaar gesak en jy sit op hierdie donkie en jy wil hierdie donkie ry en jy ry die donkie, maar jy is op pad na nêrens nie. So as die evangelie, God se woord jou nie iewers heen vat nie, dan moet jy mos ook verstaan, daar's 'n probleem. Wanneer gaan ons ontwaak, soos Paulus vir die Efesiërs sê daar in dink hoofstuk 4:5 sê hy sê ontwaak julle wat slaap, staan op uit die dode, sodat Christus oor julle kan skyn. Dit is vir my ongelooflik belangrik om die roeping en die boodskap wat God op my lewe geplaas het, om dit na julle toe oor te dra, sodat jy kan, ek wil die Engelse woord gebruik, you must benefit from the word. Jy moet dit moet vir jou voordeel bring, dit wat God in my gees gesit het om vir jou te gee. Amen. So ek wil volgende met jou praat, oor dat die heerlikheid van die Here bekragtig jou. Nou, ons het so rukkie terug gepraat, het ek net ook gesê, die heerlikheid van God trek na jou toe. Jy kan maak wat jy wil, pastoor, as jy kan verstaan wat ek preek, sal jy verstaan, finansies kom jou kant toe. Suster, mense kom na jou toe. Jy kan maak wat jy wil, seuns kom na jou toe, broers. So aan die ander woorde, jy word die pa van seuns geestelik. Jy maak van hulle disippels. So, God se teenwoordigheid in jou en op jou, trek mense, dit trek, jy kan maak wat jy wil. So, dit bring 'n voordeel vir jou. Want God het jou so lief, nee, dat God jou meer ag as 2 mossies. En die Here wil aan jou gee, voluit. So die heerlikheid trek, dit bring dit na jou toe. En dit is verlede Sondag het ek gesê, die heerlikheid bring voorspoed. Dit maak jou voorspoedig. Jy al gehoor die ouens praat van, hy is so arm soos 'n kerksmuis. Waar kom daai gesegde vandaan? Hy is so arm soos 'n kerksmuis, met ander woorde, hy sê die muis lewe in die kerk. Hy is so arm en, shame. God help ons. God help ons, ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie. Want hierdie evangelie is 'n krag tot redding. Dit moet ons red uit armoede uit. Dit moet ons red uit ellende uit. Dit moet die parel red, kind van God, wat Suid-Afrika red. Van dit wat nie daar hoort nie. Dit moet ons red van die duisternis. Dit moet lewe in ons inbring. Suid-Afrika moet 'n land word van lig, waar mense heen kom om te sê, maar daar is soveel predikers in Suid-Afrika, wat 'n kragtige boodskap het, wat dit hulle trek van reg oor Afrika, van reg oor Amerika en Engeland, dat die mense moet kom.
Sien kind van die Here, ek wil jou vanoggend sê, die heerlikheid bring voorspoed. Die heerlikheid bekragtig jou. Empowers you. Nou kom ons lees Efesiërs hoofstuk 3. Efesiërs hoofstuk 3, kom ons lees hom. Dit is so belangrik. Ek sê net wat God se woord sê. As God sê jy's 'n koning, dan kan ek nie sê jy's 'n koningin nie. As God se woord sê jy's 'n priester, dan kan ek nie vir jou sê jy's enigiets anders te behalwe 'n priester nie. 'n Koning heers, 'n priester offer. So in ander woorde, ek is 'n priester. Hy sê in Peter sê so mooi in Engels, hy sê you are a royal priesthood, a chosen generation. Ek sal eendag 'n bietjie boodskap bring daaroor. Maar jy's 'n koning en jy's 'n priester. Dit is belangrik om dit te onthou. So ek offer aan God en ek heers oor elke omstandigheid wat daar kan wees. Amen. Right, kom ons lees gou vir ons. Kom ek lees sommer vanaf vers 14, nee. Gebed van Paulus vir die Efesiërs. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Nou hoor wat sê vers 16, dat hy aan julle mag gee, dis so mooi. Paulus sê, hy sê ek buig my knieë voor die God van ons Here Jesus Christus. Hy sê ek kniel voor hom en ek kyk hom in sy oë en hy kyk my in my oë want hy het my geroep en die voorhangsel is weg. Ek kan direk met Papa Vader praat deur koning Jesus, want Jesus het my na hom toe gebring. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Ek kyk na Abba Vader, sê Paulus, hy sê nou praat ek. Hy sê ek praat nou met Vader aangaande julle. Efesiërs maar ook aan ons. Hoor wat sê hy. Hy sê van wie hy sê dat hy aan julle mag gee, dis sy gebed, dat hy, wie God aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid. Paulus sê, hy sê ek bid die Vader van ons Here Jesus Christus, dat hy aan julle mag gee, die rykdom. Kind van God, as jy net hierdie openbaring kan vat, die teenwoordigheid van God in jou, die teenwoordigheid van God by jou, is 'n rykdom. Dis dieselfde broers, jy kafee toe gaan, en hy wit koppie van jou stap saam met jou en sê, papa, ek soek 'n koeldrank. Nee. Vra sy nie vir jou, en ek het nog baie min gehoor by kinders. Pa, het jy vir my geld vir 'n koeldrank? As hulle saam met jou in die kafee sê, pa, ek soek die koeldrank. Sien, dis die vrymoedigheid van die geloof van 'n kind. En ons kan nie sê die kind is voorbarig nie, die kind het vrymoedigheid, want sy glo. Vir hulle hoef nie uit te werk, of by pa se beursie geld in dit nie. Hulle glo, daar is altyd geld in my pa se beursie. My kinders is vandag, Kobus is 39 en Ansie is dink 3 of 34. Hulle glo, hulle pa het altyd geld. Van kind af tot hierdie dag. Hulle glo, hulle pa het geld. Ek laat net nie agterkom, dat hulle weet hoeveel ek het nie. Maar dit is die vrymoedigheid. Ek wil hê jy moet hoor, dit is die geloof van die kind. Nou sê hy so, Paulus sê so, hy sê, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid. Ek wil jou vandag sê, al die rykdom behoort aan God. Sy hemele, die paaie is goud, en dit is die poorte is parels, en kind van die Here, alles wat vir my en jou, dit dink vir ons, vir God is dit niks nie. Vir ons is dit rykdom. Ek bedoel, as jy 'n diamant kan kry wat so groot soos hierdie battery is, dan is jy 'n baie ryk man. Nou kyk God na my en jou, en ons is opgewonde oor hierdie diamant. En dan kyk die Here sê, maar ek het baie meer. Wat is jou probleem?
Maar jy is opgewonde, oor dit wat ons ontvang. Maar God sê is baie meer. Hy sê ek is groter as hierdie diamant. So al die rykdom, kind van God, al die rykdom is in God gesetel. En wanneer jy en ek openbaring kan kry, dat God in ons is en dat hy by ons is, dan kan dit nie anders dat jou spraak gaan begin verander en sê, maar ek is ryk nie. Hoekom is ek ryk? Want ek is ryk aan die gees, ek is ryk aan gesondheid, ek is ryk aan finansies, ek is ryk in guns en so kan ek aangaan. Want hoekom? Die gewer is in my. En jy agtergekom ons praat van God is liefde. God is liefde, want liefde is God. Amen? En waar is daai liefde? Hy's in jou, hy's by jou. Jy's die draer. You need the revelation of this truth. Jy het die openbaring nodig van hierdie waarheid. Hy's in jou en hy's by jou. En wanneer jy tot hierdie openbaring kom, dan begin jy ook vir mense te bid. Soos Paulus vir gebid het, hy sê, mag die God van ons Here Jesus Christus aan julle gee, die rykdom van sy heerlikheid. Nou begin jy verstaan waaroor dit gaan. En nou begin jy mense te bedien. Nou haal jy hulle uit godsdienst uit en jy vat hulle in verhouding in. Jy haal hulle uit van daai dooie donkie af. Jy haal hulle van daai donkie af wat hulle ry en ons op pad nêrens heen nie. En jy bring hulle met God se woord en jy bring hulle in hulle bestemming. Wat God wil bepaal het vir die grondlegging van hierdie aarde, bring jy hulle daarin. Jy help hulle. Nou gaan hy aan, hoor wat sê hy hierso? Hy sê, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens. En nou volgende praat ek met jou oor, ek sê, die heerlikheid van die Here bekragtig jou. The glory of God will empower you. The glory of God will empower you. Die heerlikheid van die Here gaan jou bekragtig. Okay? Sien, hy sê, mag die krag, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens. Nou, wat is die innerlike mens? Die innerlike mens is jou geesmens. Dis wie jy is. Want God is gees, Johannes 4:23-24. As en hy wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So ander woorde, broers wat in jou is, wie is broers? Broers is gees. Verskoning. Jy is gees. Hy sê, mag jy versterk word met alle krag, na die innerlike mens, in jou gees, verskoning, dit is jou gees, wat moet jy heers oor die omstandighede. Jy sien, tot ek en jy nie in die geestesrealm kan inkyk nie, tot ek en jy nie kan heers oor al die werke van die demone en die duivels nie, het ek en jy probleem, die heers sal oor ons. Armoede is 'n gees, man. Hallo, armoede is 'n gees, is 'n curse. En daarom het die Here Jesus gesê, hy sê in Johannes 10:10 sê hy Jesus, hy sê die duiwel het gekom om te slag, te steel en te verwoes. Hy sê, maar ek het gekom sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Toe ek en jy in die koninkryk van die duisternis was, het Satan van my en jou wat? Hy het ons belieg, hy het ons besteel, hy het ons arm gehou, hy het ons in vernedering gehou. Maar nou is ons in die koninkryk van God, in die koninkryk van lig, kind van die Here, nou moet ek en jy oorvloed hê. Dink julle nie God verdien 'n hande klap nie, man? Ek dink God verdien 'n hande klap. So nou sê hy vir ons hier, hy sê, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Luister mooi, dis 'n hoofletter. Versterk te word deur sy gees. Hoofletter, Heilige Gees. Hoe het God kom woning maak by jou? Deur sy gees. En nou, toe Adam daar lê, klei liggaam, toe God sê, laat ons mense maak na ons beeld. Toe blaas Vader sien Heilige Gees, blaas,
blaas hulle in die klein liggaam en hy word 'n lewende siel. Toe ek en jy tot wedergeboorte gekom het. Kind van God, jy kan net tot wedergeboorte kom wanneer God Heilige Gees jou oortuig. As te veel mense wat vandag in die kerke sit, wat nog nie tot wedergeboorte gekom het, hulle dalk bekeer, maar hulle gees is nog nie gewederbaar nie. Jy sien, kind van die Here, wanneer jy 'n geestelike wedergeboorte ontvang, kan jy hom net ontvang wanneer God Heilige Gees by jou kom staan en hy oortuig jou van jou sonde. Wat is die sonde? Dis nie rook, drink, hoer en remoer nie. Nee, daai sonde wat hy jou oortuig van is die sonde dat jy die Here Jesus Christus nog nooit aangeneem het, is jou saligmaker nie. Sien, die kerk wil die vis skoonmaak voordat hulle hom gevang het. Ons wil met mense praat oor sonde, nie praat met mense oor Jesus. En wanneer hulle Jesus in hulle harte kry, dan kry Jesus gestalte in hulle lewe en sonde val weg. En ewe skielik verstaan jy genade en jy sê, man, dis genade wat ek is. En onmiddellik val al die veroordeling teenoor mense val weg. En nou dat jy Jesus gestalte in jou lewe kry, nou begin die liefde van God in jou lewe manifesteer. Dis 'n rykdom, né? Nou sê hy vir ons hier, hy sê vir ons, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Nou kind van die Here, ek wil jou vanoggend sê, as jou kerk, of waar jy aanbid, of as jy na 'n prediking sit, wat jou nie die heerlikheid God se teenwoordigheid in jou lewe help te voorskyn bring nie, dat jy in die heerlikheid van God lewe as 'n koning, as 'n priester, as jy aan 'n prediking sit, waar hy jou nie help waar Jesus Christus gestalte kry in jou lewe nie, dan moet jy begin bid, dan moet jy God se aangesig begin soek. Kind van die Here, hoor wat ek jou volgens sê, it's all about God. Dit gaan alles oor die heerlikheid van God in die mens. Die mens is geskape na sy beeld, in sy heerlikheid, in sy gelykenis, en daardie beeld moet herstel word in ons lewens. Nou kom hy, en hy sê vir ons, dit is wat Paulus bid, hy sê dat jy bekragtig kan word. Nou, kom ons kyk so 'n bietjie, om bekragtig word in die innerlike mens. Hoekom moet ek en jy in die innerlike mens bekragtig word? Hoekom moet ek en jy geempower word? In 'n man, die gees mens. Want jy sien, kind van die Here, as jy nie na die innerlike mens bekragtig word en versterk word, gaan jy al die tyd kyk met fisiese oë. En jy gaan kyk met hierdie oë wat jy het, hierdie fisiese oë, dan kyk jy na omstandighede en dan gaan jy met emosies aangeraak word. Maar jy bly kragteloos, alhoewel dit emosies wek by jou. Nou begin jy planne te maak met die intellek. En met die intellek probeer jy dinge uit te werk en dinge reg te maak. Maar dit gaan nie jou ver bring nie. Jy kan maar mense kos gee wat in armoede sit, jy kan hulle kos gee tot hulle doodgaan, maar hulle gaan bly afhanklik raak van jou. Hulle gaan afhanklik bly van die kos. Jy moet hulle bring waar hulle afhanklik word van God. Amen. En wanneer hulle afhanklik raak van God, dan begin hulle te verstaan, maar ek is geskape in die beeld van God, in die heerlikheid van God. God het my bekragtig na die innerlike mens, sodat ek meer in oorvloed kan lewe as wat ek in lewe. Ek staan verlede week, en ek staan hier en ek bid, en die dag as ek hier na die gebou toe kom, dan bid ek hier. Ek bid vir julle. En ek besef ons rekenaar is al baie oud. Dit is gebruik, die laptop. Skoot rekenaar. Maar hy is nie
compatible. Wat is die Afrikaanse woord vir dit, Leon? Hy funksioneer nie, hy kan nie saam met die kamera, hulle werk nie saam nie. Hy is nie so geprogrammeer nie en hy kan dit nie doen nie. En Leon werk met die Apple. En my skoonseun is 'n Apple man. En Apple behoort nou 'n klomp geld in hierdie bediening te belê, want ek adverteer vir hulle. En ek staan hier en ek sê, Here, dit kom by my op. Sê nou, dit kom by my op. Die Here sê, laat dit by jou mond uitkom en maak die deur agter jou toe. Suster, die Here sê vir my, verklaar dit wat jy wil hê. Dan maak jy die deur toe agter jou. En sien, ons het 'n probleem, ons is bang om te verklaar. Want ons is bang, dit kom nie, dit realiseer nie. Dis hoekom ons nie praat nie, dis hoekom daai baie maars maar by die godsdienstige mense is. En die Here sê, maak die deur toe. So in ander woorde, ek verklaar, Here, dankie, vir skootrekenaar, Apple, wat ons gaan gebruik, saam met die kamera, want ons het hom nodig. En ek maak die deur toe. Jy sien, wat sodra jy by 'n maar, die woordjie maar inbring, word jy 'n dubbelhartige man. En Jakobus sê, 'n dubbelhartige man, so iemand moet nie dink, hy gaan iets van God af ontvang nie. Soos en maak daai deur toe, en ek verklaar, Here, ons het 'n Apple. En hoor wat ek jou vandag sê, hierdie week gaan koop ek hom. En as jy my ken, sal jy agterkom, ek werk nie met skuld nie. Al wat ek aan jou verskuldig is liefde. Jy sien maar, dis die heerlikheid van die Here wat in my is, toe ek met God praat en God sê, dis reg seun, toe trek dit finansies na my toe, om het te gaan koop. En ek wil jou volgens sê, God is nie aannemer van die persoon nie. Ek wil vir jou volgens sê, my suster, dit is so belangrik, dat die prediking wat ek na jou toe bring, toets dit aan die woord, gryp het vas, begin dit te verklaar, maak dit joune. Amen. Maak dit joune, man. Maak dit joune, sê Here, die man praat God se woord. As ek God se woord nie praat nie, ouens verwerp het, maar as ek God se woord praat, dan moet dit nie verwerp nie. Hy sê vir ons in Deuteronomium 28, hy sê, ek hou aan julle voor, lewe en dood, kies lewe. Kies lewe, kind van die Here. Nou, as hy jou versterk, luister mooi, wanneer 'n innerlike mens versterk word, gaan dit oor mense. Gaan nie oor jou bediening nie. Dit gaan nie om jou op 'n verhoog te sit nie. Wanneer wonderwerke en die tekens nou begin te manifesteer, dit gaan nie om jou te laat goed voel nie. Ja, dit moet jou opgewonde te maak, dit moet 'n groot verwagting in jou hart te plaas, 'n verwagting dat die heerlikheid van God in en deur my lewe gaan manifesteer. Jy sien, want dit is nie in my krag nie. Dis hoekom Sagaria sê, hy sê, dis nie die krag of geweld nie, maar dis in my gees, sê die Here. So wanneer die heerlikheid van die Here na jou en na my toe kom, kind van God, moet jy verstaan, dis nie jou krag nie, dis hy wat in jou is, wat jou bekragtig om die woorde dan te sê en dit gebeur. Dit manifesteer. Jou omstandighede, hoe lank kan jy met jou omstandighede bly en jy murmureer oor jou omstandighede? Terwyl jy nie daar hoort nie, al wat God sê maar, hey, ek is in jou, ek is by jou, wat is jou probleem? Al wat ek hoor is moans en moans en moans en moans. Wanneer gaan jy my woord begin verklaar? Wanneer gaan jy begin verklaar wat ek aangaande jou sê? So hy bekragtig jou, blaai gou saam met my na Handelinge 5 toe. Laai saam met my na Handelinge 5 toe. Ek wil vir jou iets lees. Jy moet verstaan, as 'n krag in jou. God bekragtig jou. Luister mooi, God bekragtig jou na die gees, siel en aan die finansies. Hallo.
En ek kan nog aan en aan en aan gaan, maar ek wil net op hierdie 3 dinge bly. Okay? Nou kom ons lees, Handelinge 5. En ek lees van vers 12, en deur die hande van die apostels, het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo, en daar was niemand van die ander wat gewaag het om hulle by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. Hoekom was daar nie 'n byvoeging daar gewees nie? Hoekom? Omdat ek jou verduidelik die vooraf gaan, net vir jou tyd te spaar. Ananias en Safira het vir Petrus gelieg. Aangaande wat? Geld. Aangaande geld. Okay? Hulle het ooreengekom dat 'n stuk grond verkoop en dat gedeelte van daai grond geld terughou. En hulle al wat hulle moes gemaak, sê maar ons het teruggehou en hulle sou bly lewe, maar hulle het gelieg vir die Heilige Gees. En hulle is altyd dood en dat 'n skrik. Luister mooi, dat 'n skrik by die volk gekom en sê maar hierdie evangelie kan jou doodmaak. Maar hulle was geëerd geweest by die volk. 'n Kind van God, doenemisbediening moet guns kry in die parel. Maar ons gaan nie guns wen by hulle deur dinge te doen wat nie in lyn met God se woord is nie. Sien, jy moet guns hê by God en by die mens. Jy help nie guns hê by die mens en nie by God nie. Ek wil guns by God hê en God sal dan die mense se harte aanraak sodat guns by hulle kan kry. Maar jy kan maak wat jy wil, evangelie gaan oor mense. Gaan oor mense. Nou hoor wat sê hy so. En daar's meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne, sowel as van vroue. So daar's 'n byvoeging al die tyd, kind van God. Ek wil vir jou sê, hoekom sukkel ons vandag om siele in die kerk te kry? Die mense sê, ja, maar die kerke loop leeg, kerke loop dood, en ek weet nie wat alles is nie. Jy sien, dit is die evangelie wat ons verkondig. Ek bedoel, daar's nog mense wat gaan ontwaak en sê, maar vir jare sit ek in die kerk, en wat se voordeel het ek? Hulle word nie geleer nie. Hulle sien nie 'n manifestasie nie, hulle sien nie 'n demonstrasie van God se teenwoordigheid, want hulle weet nie is God bly in hulle nie, man. Ons lees. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue. Nou hoor hierso. Sodat hulle, vers 15, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en 'n draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skade wie op iemand van hulle sou val, en die menigte van die stede en die omtrek het ook in Jerusalem met mekaar gekom, en siekes gebring, en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. Jy sien, kind van God, ek wil jy moet nou luister. En u wat na my luister op YouTube, u moet luister, dit verg geestelike krag om geestelike resultate te verkry. Ek gaan dit weer sê. Dit verg geestelike krag om geestelike resultate te kry. Toe ek op skool was en dan het my somme geleer, rekenkunde geleer, en dat die juffrou op die manier my geleer, en dat ek dit teruggegee, ek het dit weer gegee op my eksamen, vraestel of toetse, dit wat hulle my geleer het. So ander woorde, wat het hulle my geleer? Rekenkunde. So wat het hulle vir my al teruggekry? Antwoorde wat rekenkundig was. Maar as ons kom in die geestesrealm, die heerlikheid van God bekragtig my, ja, die innerlike mens moet daar nou 'n krag begin manifesteer in my lewe. Hallo? Daar moet iets gebeur, kind van die Here. Jy kan nie by daai deur uitstap na die diens in jou lewe verander nie. Beskoning. Geestelike krag, om geestelike krag te verg, geestelike resultate te kry, moet daar geestelike dinge gebeur in jou lewe.
Hoe groter die krag, hoe groter die resultate. Sonder geestelike bekragtiging kan niemand effektief bedien nie. Sonder dat jy verstaan die heerlikheid van God wat in jou is en wat by jou is. Sonder dat jy openbaring het daarvan, kind van die Here sal jy intellektueel bedien. En dan gaan jy intellektuele resultate ontvang, maar jy gaan nie geestelike resultate ontvang nie. Die medici behandel die mens, maar God maak hulle gesond. En ek dank die Here vir die medici. Want die kerk, die wedergeborenes, verstaan nie die krag wat in hulle is nie. En dis hoekom hulle nie mense gesond maak nie. Kom kyk. Ek het nog baie min na 'n dokter toe gegaan en het my nie 'n rekening gegee nie. Jy sal betaal jy voordat jy hulle gaan sien. Voordat hy jou sien moet jy hom betaal. Maar dank God vir manne en vroue, seuns en dogters vanoggend hier. As jy kan toelaat en kan verstaan dat die heerlikheid van God jou bekragtig, dan kan tot net jou skade wie op mense val en hulle word gesond. Daar's my vrou, God is getuie, dit gebeur in ons bediening. Ons is besig om 'n nuwe bediening hier te begin. Maar ek wil jou sê vanoggend, ek het geloof. As jy 'n sieke vanoggend is, met skaduwee of jou skaduwee as jy geloof is vol op hom of haar, word hulle gesond. I believe it. Want dis die krag wat in jou is. Is nie jou krag nie. Dis God, Heilige Geeskrag, is die teenwoordigheid van God, maar God gee jou die krag as jy die geloof het om jou mond oop te maak en in te tap, as ek het so mag noem, om die kraan oop te draai, sodat sy krag deur jou kan vloei, en dit kan doen waartoe jy dit stuur. Amen. So die heerlikheid van God bekragtig ons, kind van die Here. Hoe ontvang ek geestelike krag? Want jy kan vir my sê wat jy wil, kind van die Here, en jy kan vir my sê net wat jy wil. Intellektueel het ons predikers in Suid-Afrika wat kan preek, wat die Bybel kan oopbreek en hulle kan baie dinge sê, maar hulle kan nie dit wat hulle sê, kan hulle nie demonstreer nie. En dis wat Paulus sê, hy sê, kom na julle toe, nie om te kyk wat 'n intellektuele kennis julle het nie, maar ek kom kyk wat 'n krag julle het. Ek kom kyk, daardie intellek, kan jy dit laat manifesteer. Dis wat hy sê. Hoe ontvang ek geestelike krag? Een, wedergeboorte. Ek moet tot wedergeboorte kom. Ek moet die krag in my kry. Wie? Dan moet ek met die heerlikheid van God in my kry. Heerlikheid, heerlikheid, heerlikheid. Glory, glory, glory. Kom maak woning in my. Nou is hy in my, so die krag om van die bo-natuurlik, om die natuurlike te bowe te gaan, kind van die Here is nou in my. En dis wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het, in Lukas 9 vers 1 en 2, hy sê, kyk, ek gee julle mag en gesag oor al die duiwels, gaan maak die siekes gesond. Vers 2, hy sê, gaan verkondig die evangelie van die koninkryk. Het jy al gehoor hoe sê baie mense, maar ons kerk glo dit, Maar ek hoor nie wat hulle sê, die koninkryk van God sê dit, die koninkryk van God sê dat nie. Ek hoor nie dit, ek hoor dit wat sê die kerk. Kind van die Here, ek wil jou volgende sê, ek en jy moet op die punt kom, dat ons verstaan, toe ek tot wedergeboorte gekom het, het ek hom woning maak in my, en hy is by my, so in ander woorde, ek het nou die geestelike krag. Maar hoe ontsluit ek hierdie krag? Kind van die Here, slegs deur verhouding. Net deur verhouding.
Ek lees my woord, ek bestudeer die woord, ek het verhouding met hom wat by en in my is. En sien, dis wat Paulus sê in Efesiërs hoofstuk 1 vers 17, en mag die Vader van die heerlikheid aan julle gee, sy gees, wie is by jou? God se gees by jou en hy's in jou, mag die Vader van die heerlikheid aan jou gee, die gees van heerlikheid. Mag die Vader van die heerlikheid aan jou gee, sy gees van wysheid en openbaring, so jy kan kom tot kennis van God. Vers 18, verlig die oë van julle verstand, so jy die rykdom van jou erfdeel van sy heerlikheid kan opneem. So, dit gaan oor tyd spandeer, dit gaan oor verhouding. Gaan oor verhouding. Kind van die Here, jy kan net iemand leer ken as jy in verhouding staan. Jy deel mos nou nie jou geheime met 'n vreemdeling nie. Jy deel jou, dit wat in jou binne is, deel jy met mense met wie jy in verhouding staan. So om die krag waarmee jy bekragtig het vry te stel, moet ek verstaan wie in my is. Ek moet verstaan, hy het by my kom woning maak. Ek moet verstaan dat ek kan bedien in die geestesdimensie. En die gees gaan nie intellektueel te bowe. En dan sluit ek af. Blaai saam met my en ons gaan terug na Efesiërs hoofstuk 3 toe. Kind van die Here, ek raak so opgewonde oor hierdie woord. En ek het preek vir jare en jare en jare al, en weet jy, ek beteken maar my gees, Here, waarom kan mense dit dan nou nie sien nie? Hoekom sukkel ons so? Kom alles maar nie terug na verhouding toe. Al wat God vir my sê, jy preek, jy spreek oor hulle lewe, openbaring, hulle gaan dit, daar gaan 'n klik kom, dat hulle dit verstaan. Nou, sê hy vir ons hierson, Efesiërs 3 vers 20, en aan hom, wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, sê jou Bybel dit ook? Ver bo kan wat ons bid of dink, met ander woorde, dit waar ek en jy aan dink, of bid, dit is more, dit is meer. Okay? Volgens die krag wat in ons werk. Daar's 'n krag, kind van God, daar's 'n krag wat in my en in jou werk. God bekragtig ons deur sy heerlikheid. Ver bo kan wat jy kan bid of dink. Die krag wat in, sê 'n bietjie in my werk. Daar's 'n krag wat in my werk. En dis die heerlikheid van God. Hy werk in my. En daarom, kind van die Here, as hy in my werk, gaan hy in en deur my werk. As hy in my begin werk, dis wat die Here Jesus sê in Johannes 7 vers 7, 8 en 39 sê. Hy sê almal wat dors het, dat hulle kom drink. As jy fonteine van lewende water sal uit julle binneste uitvloei. So aan die ander woorde, kind van die Here, wanneer hierdie krag in my begin werk, dan begin dit op te borrel. Ek kyk na iemand en ek kan nie anders, ek moet hom of haar 'n woord gaan gee, of ek moet hulle gaan bid, of ek moet hulle gaan vrymaak. Sien, die heerlikheid van God bekragtig jou. Daar's 'n krag in jou. Sy naam is Jesus. Die God se gees in jou, wat jou bekragtig, en wanneer hierdie krag begin werk, ek wil amper sê, dit is soos as ek hoor net wat ek sê,
is dit amper soos 'n aura om jou. Wanneer waar jy kom, gee jy dit uit. Jy is eers nie bewus daarvan nie, maar dis 'n kragveld. Dis 'n mynveld om jou. Waar jy kom, waar jy gaan, raak dit mense se lewens aan. Jy is nie eens bewus daarvan nie. Dis hoekom ons sê al het geglo, al val Petrus se skaduwee net op hulle, dan word hulle gesond. Wanneer laas het jy gebid, Here, gebruik net my skaduwee. Here, laat U heerlikheid wat in my is, Here, laat dit manifesteer. Kind van God, ek wil vir jou sê, daar's 'n tyd nou, en die tyd is nou. Vir my en vir jou, laat die krag waarmee God ons bekragtig, laat dit begin vloei in en deur ons, die mense se lewens aan raak. Amen. Amen. Jy moet 'n begeerte by jou kom vir bediening. Jy moet op 'n hoër vlak kom. Ai, Here, help ons. Mense gaan dienste toe, hulle woon dienste by jaar in jaar uit. Maar nooit is dit in hulle hart om te bedien nie. God het jou geskape na sy beeld en sy gelykenis. Is dit so? Amen. Is God 'n God wat bedien? Hallo? As God 'n God wat bedien? As God 'n God wat liefhet? As God 'n God wat vrymaak? As God 'n God wat oorwinning gee? Sien, kind van die Here, uit Dawid se verhoudinge sê hy sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Sien, dis wat die heerlikheid maak. Hy aktiveer jou, kind van God. Maar die heerlikheid kan net manifesteer, sal net manifesteer wanneer jy sê, Here, ek wil bedien. Ek wil mense se lewens aanraak. Here, ek wil U heerlikheid bring na mense toe. Dis wanneer ek en jy 'n passie het. Wanneer ek en jy liefhet. Wanneer ek en jy weer begin goddelike, die agape liefde in ons gees wakker word vir mense. Amen. God se heerlikheid bekragtig U. Glo dit, ontvang dit volgens in die mooi naam van Koning Jesus. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Dankie vir U krag volgens. Dankie Here dat hierdie manne en hierdie vrouens, Vader, en hierdie seuns, hierdie dogters volgens. Vader, dat hulle U vasgryp, my God. Here, dat hulle so 'n honger, so dors sal hê na U teenwoordigheid, Here, om 'n intieme verhouding met U te hê. So bid ek volgens Vader vir dunamisbediening. Vader, ek bid vir elke bedienaar, Here, elke gemeente van U, Here, in hierdie parel, Vader, en waar hulle my ook hoor, my God. Vader, dat U heerlikheid sal manifesteer, my koning en my God. Vader, soos Paulus ook voor U gekniel het en gebid het. Papa Vader, wil ek vanoggend kom bid, kniel en kom bid. Sê Here, dat U elke wedergeborene, my God, sal bekragtig, Here, met alle krag, my God, in die innerlike mens. Vader, is my gebed volgens dit in Jesus mooi naam. Amen en amen. Amen en amen. As daar enig